En die Satan versoek Yeshua, en hy sê vir hom, as jy neerval en my aanbid, dan gee ek al hierdie koninkryke van die wêreld vir u, want aan my is dit gegee, en ek gee dit vir wie ek wil. Yeshua sê nie, jy lieg man, dis nie joune nie. Hy sê, daar staan geskrywe, Jahwe God moet jy aanbid en hom alleen dien, gaan weg van my Satan. Maar die koninkryke van hierdie wêreld behoort aan hom, en dis waarom ons bid, laat u koninkryk kom. En wat is sy koninkryk? Dis vir ons, die land Kanaan wat ons gaan ingaan. Wanneer gaan dit gebeur? As hy kom op die wolke. En hy kom sy koninkryk hier met geweld vestig. Sy koninkryk wat verloor is, wat geroof is, wat gesteel is, met bedrog. Hy kom dit vat. En dan sy koninkryk hier gevestig. En dan gaan ons in. Letterlik. Hier het hulle in Kanaan ingegaan, en ons gaan weer in Kanaan ingaan. Hier het hulle onder Joshua ingegaan, in sy leiding, ons gaan weer ingaan onder Yeshua sy leiding. En hy is koning. Terug Deuteronomium toe. Dis 12 vers 10 gewees. Ek gaan hom weer lees. Maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat Jahwe julle God julle laat erwe, en hy sal julle rus gee van al julle vyande rondom, en julle sal veilig woon. Dis absoluut profeties van Yeshua se koninkryk. As hy hierso gesê het, eet en wees vrolik, vers 7, en daar moet julle voor die aangesig van Jahwe, julle God, eet en vrolik wees, julle en julle huisgesinne, oor alles waar julle hand aan slaan, waarin Jahwe, julle God, jou sal seën. Wat gaan gebeur as Yeshua hier is? Sy koninkryk is hier gevestig. En daar moet julle voor die aangesig van Jahwe, julle God, eet en vrolik wees. Dit gaan die wonderlikste tyd wees ooit, vir ewig. Ons kan dit nie dink nie. Ons is gewoond aan op en af, op en af, op en af. Dan is dit lekker, dan is dit sleg, dan is dit lekker. En ons gaan in 'n tyd in net van die goeie. In God se koninkryk is net goed, want hy's 'n goeie God. Hy bedink goeie dinge oor ons en nie wat sleg is nie, want hy doen nie, want hy's nie 'n slegte God nie. Net goeie dinge. Nou, hoekom kry ek nou swaar op die aarde? Want hierdie koninkryk het in die hand van die Satan geval en ons bly in 'n vervloekte wêreld. Vader het die aarde vervloek ter wille van Adam. Hoekom? Want as ons nou in 'n geseënde wêreld gebly het, ons geen behoefte gehad het om ons na God te keer nie. Wanneer het Israel na hom geroep toe hulle slawe in Egipte is? Wanneer het hulle nie na hom geroep toe hulle met hulle baie goed gaan in die land Kanaan? Toe gaan dien hulle ander gode. As hierdie aarde nie vervloek was nie, sou niemand hulle gewend het tot hom nie. Ons sou nie behoefte gehad. Waarom het dit met ons sleg gaan? Nou roep ons nie. Nou hoor ons as hy praat. As hy gekom het, sy koninkryk gevestig het, niks meer sleg nie.